graad 12 leerders, welkom by vandag se les oor meting met omtrek en oppervlakte, belangrik vir vraestel 2. My naam is Nita Mouton. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Met omtrek en oppervlakte is dit vir jou verskriklik belangrik om aan die einde van hierdie les moet jy kan omtrek en oppervlakte definieer. Jy moet die verskil verstaan en kan verduidelik. Jy moet jou formules ken en korrek kan toepas vir omtrek, oppervlakte en van vierkante, driehoeke en sirkels. Jy moet kan omtrek en oppervlakte gebruik om hoeveelhede van komponente te bepaal. Ons gaan vir jou 'n scenario gee en jy moet byvoorbeeld kan uitwerk hoeveel heining het jy nodig om 'n tuin te sit of hoeveel teëls moet jy op 'n vloer sit. Belangrik dat jy dit binne konteks kan doen. Jy moet, wat het jy nodig om te weet voordat jy nou instap by omtrek en oppervlakte? Dit is belangrik om jou 2D-vorms te ken. Jy moet weet hoe lyk 'n vierkant, jy moet weet hoe lyk 'n reghoek, hoe lyk 'n sirkel en wat behels elkeen van daai. Jy moet jou metrieke en imperiale meetstelsels ken en herleiding kan doen. Ons het dit in die vorige les gedoen, gaan kyk gerus daarna as jy nog daarmee vashak. Jy moet kan herlei van meter, van sentimeter en meter. Jy moet ook kan herlei van vierkante sentimeter na vierkante meter, waar ons met oppervlakte werk. Jy moet basiese wiskundige bewerkings kan doen. Jy moet met breuke kan werk. Jy moet desimale kan werk en volgorde van bewerkings is altyd baie belangrik. Jy moet dan ons moet vir jou kan 'n formule gee en jy moet 'n formule kan oplos en toepas. Soms gaan ons vir die antwoord gee en jy moet een van die eenhede wat nie bekend is nie, moet jy kan uitwerk. So dis belangrik om jou formules te kan uitwerk en jou volgorde van bewerkings en goeders te kan gebruik om jou vergelykings te kan oplos. Kom ons kyk gou na 'n grondlyn assessering om te kyk waar lê jy. Ek gaan vir jou die vraag lees en dan sal ek met jou deurgaan hoe om by die antwoord uit te kom. Jy moet elke keer die korrekte antwoord kies. Wat moet jy weet om die omtrek van 'n boks te bereken? Gaan jy die afstand reg deur die middel van die boks gebruik? Gaan jy die hoeveelheid ruimte binne in die boks gebruik? Of gaan jy die afstand rondom die buitekant van die boks gebruik? Of gaan jy die volume van die boks gebruik? Ons wil by omtrek uitkom, ons gaan om die boks meet, ons wil die afstand rondom die boks hê. Watter eenheid dui op oppervlaktes? Oppervlaktes word gemeet in vierkante eenhede. Hier is vir jou net weer die antwoorde. Omtrek gaan oor die rondom en oppervlakte gaan oor vierkante eenhede. Wat is die omtrek van 'n vierkant waarvan al die sye 5 cm lank is? As ek 'n vierkant het, is al die sye ewe lank. Dis een van jou basiese beginsels wat jy moet weet van 'n 2D-vorm. So as daar 5 cm is en daar's 4 sye, dan is dit 20 cm. So ons werk met 20 cm. Bereken die oppervlakte van 'n reghoek met 'n lengte van 8 cm en 'n breedte van 3 cm. So 'n reghoek, een kant gaan 8 wees, een kant gaan 3 wees en 'n oppervlakte te bereken, wil ek die spasie tussenin hê. So ek moet 8 vat en met 3 maal. 8 maal 3 is 24. Net gou weer die antwoorde, dat jy dit kan afneem indien jy nodig het. Hoe moet ek herlei van 30 cm na meter? Centimeter na meter, onthou, klein na groot gaan ek deel, nee? So 30 cm, onthou jou hobbels, millimeter, centimeter, meter, kilometer, daar is 1000 eenhede daar, 100 eenhede daar en 10 eenhede daar. Ek wil van 'n centimeter gaan na meter, so ek gaan deel. Ek gaan deel met 100.
So om van 30 cm te gaan ek deel met 100, so dan is dit 0,3 meter. Die deursnit van 'n sirkel is 18 cm. Wat is die lengte van die radius? Eerste ding wat jy moet weet is 'n radius is 2 keer 2 maal met die radius gee vir my die deursnit. So hoe kry ek by die deursnit as ek 2 keer die radius het? Dan gaan dit wees 18 en radius wil ek hê, by 2 keer die radius gaan dit wees 18 gedeel deur 2 gee vir my die radius. Ene hak ek daar vas, is 9 cm. Ons gaan net geweet deur herleiding, onthou belangrik, omdat ek kan korrek herlei, die vorige les. Om van deursnit en radius met mekaar 2 keer die radius is die deursnit. So as die deursnit 18 is om by 'n radius uit te kom, deel met 2, dan kry jy 9. Goed, watter terminologie het jy nodig om te weet van omtrek en oppervlakte sodat jy die vraag kan verstaan? Omtrek moet jy weet is die area om die voorwerp, of dit nou 'n boks is en of dit 'n sirkel is of dit 'n spieël is, die omtrek om 'n spieël is die lengte eerstens, ons stel belang oor die afstand, die lengte van die buitelyn van die buitekant van 'n voorwerp, om die voorwerp. Oppervlakte is die spasie wat tussen 2 grense gebeur. As ek 'n vierkant het, 'n reghoek het, dan stel ek belang in die area wat tussen die lengte en die breedte is. Dis die hoeveelheid ruimte wat binne in die grens van 'n platform is. Ons werk hier met 'n 2D vorm. En ons meet dit gewoonlik in vierkante sentimeter en vierkante meter en vierkante kilometer. Lengte moet jy weet is altyd die langer gedeelte van 'n voorwerp en die breedte is die korter ene. So daar is lengte en daar is breedte. Radius is 2 keer die afstand van die middelpunt af tot by die rand van die voorwerp. Die deursnit is dan 2 keer die radius. So daai hele stukkie gaan die deursnit wees en radius is die helfte van die deursnit. Van die middelpunt af tot op enige kant van die sirkel noem ons die radius. Jy moet hierdie maar gaan leer. Deursnit is 2 keer die radius. Die loodregte hoogte is waar ons werk met 'n driehoek. Wanneer jy werk met 'n driehoek, is die loodregte hoogte van die boonste punt van die driehoek tot op die basis wat hy 90 grade met die basis maak. Daai lengte, daai afstand is wat ons noem die loodregte hoogte van die driehoek. 2D-vorms moet jy kan identifiseer. 'n 2D-vorm is 'n plat diagram wat slegs lengte en breedte het. Jy kan 'n sirkel kry, jy kan 'n driehoek kry, dit het nie diepte nie. 'n 3D-vorm is 'n vorm wat jy 3 dimensies het. Jy het lengte, jy het breedte en jy het hoogte. Goed, kom ons kyk hoe om met omtrek te werk. Eerste ding wat jy moet weet van omtrek is herlei al jou sye na dieselfde eenheid. Ek kan nie meters en sentimeters met mekaar vergelyk nie. En dan moet ek al die totale lengte kry van al die sye. Dit is die beginsel waarmee ek werk. As jy werk met 'n vierkant, is dit maklik. Al 4 my sye is presies dieselfde lengte, so ek vat die sy van 1 lengte en ek maal hom net met 4. Dit gee vir my die omtrek van 'n vierkant. 'n reghoek het 2 sye is ewe lank, is lank en ander 2 sye is ewe kort. So ek gaan daai 2 sye wat lank is met 2 keer bymekaar tel en die 2 kort sye 2 keer bymekaar tel. So of ek kan gaan skryf, ek het 2 keer die lengte plus 2 keer die breedte. Maar onthou asseblief om jou hakkies te gebruik, anders gaan hy nie lekker, dan gaan hy jou antwoord verkeerd uitwerk. Met 'n sirkel werk ons met paai en ons werk met die deursnit. So paai maal met die deursnit gee vir my die omtrek van 'n sirkel. Maar nou kan ek ook gaan skryf, die deursnit het ons mos nou geleer is 2 keer die radius gee vir my die deursnit. So ek kan my formule gaan verander om te sê 2 maal met radius, 2 keer radius maal met paai.
gee ook vir my die omtrek. 'n driehoekse omtrek is maklik, dis sy plus sy plus sy, daar's niks anders wat ons daar kan doen nie, want ons moet fisies die 3 sye bymekaar tel. En al wat jy moet onthou, hier het jou as jou antwoord gewone, kilometer, meter, sentimeter of millimeter. Hy het nie 'n dingetjie by nie, dis nie 'n kwadraat of 'n tot die mag 3 nie. Kom ons kyk gou na hierdie aktiwiteit. Ons moet die lengte bepaal van die swembad se buiterand. Hierdie swembad, dis lyk my soos 'n Olimpiese tipe van 'n swembad, hy's 15 meter lank en hy's 800 cm breed. Die eerste ding wat ons geleer het, eenhede moet dieselfde wees. So kom ons kry al die eenhede, laat dit in meter is. So van centimeter, kom ons teken ons hobbels, millimeter, centimeter, meter, kilometer, 10, 100, 1000. Ek wil van centi na meter toe gaan, dan moet ek deel, van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid gaan ek deel, en ek gaan deel met 100. So dit gee vir my 'n breedte van 8 meter. So die omtrek gaan wees, omtrek van 'n reghoek gaan wees, lengte plus breedte. Ek kan skryf 2 keer 15, en ek tel by 2 keer 8. 30 plus 16 is 46. So die totale lengte aan die buiterand van daai swembad is 46 meter. Sarah maak kentekens en plak 'n metaalstrook aan 'n rand vas. Seker aan die rand van die kenteken vas. Hoe lank is die metaalstrook wat aan die buiterand is? Ons enigste ding wat ons daar kan doen is tel alles bymekaar, want dit is 'n driehoek. Maar ons sit met sentimeter en ons sit met millimeter. Herlei daai ene na sentimeter. So millimeter, sentimeter, meter en kilometer, 10, 100, 1000. Ons wil van milli gaan na senti, so ons gaan moet deel. Ons gaan deel met 10. So dan het ons 8 plus 12 plus 5. So 17 plus 8 is 25. Ek skryf skoon verkeerd. 25 meter, 'n sentimeter, moet die metaalstrook lank wees. Die graad 9 klas maak teikens vir 'n speletjie. Bepaal die omtrek van die teiken. En ons moet paai gebruik as 3.142. Wanneer hulle vir jou paai gee, gebruik asseblief die paai wat vir jou gegee word. Moenie sakrekenaar se paai gebruik nie, anders is jou antwoord verkeerd. Goed, die omtrek van 'n kenteken van 'n teiken wat 350 mm lank is. Hulle vra nie vir millimeter of meter of sentimeter nie, so ons gebruik die eenheid wat vir ons gegee word. Omtrek kan ons 2 goed doen. Ons kan of sê dis 2 keer radius maal met paai, of dit is die deursnit maal met paai. Omdat hulle vir ons die deursnit gegee het, gaan ek sommer daai ene gebruik, want dit maak dit vir my makliker. So ek gaan sê 350 mm maal met 3,142. Druk dit in jou sakrekenaar in. 350 maal met 3,142. En dit gee vir jou 1099,7 mm. Dit het nie gevra om dit te herlei na 'n ander eenheid nie. Goed, en daar is jou oplossings vir jou, sou jy dit wou afneem. Om oppervlakte te werk. Oppervlakte moet ek weer eers alles herlei na dieselfde eenheid, want ek kan nie meters en sentimeters met mekaar herlei nie. Die basis wat jy moet weet, die basiese beginsel van oppervlakte is, ek moet een lengte maal met 'n ander lengte. My lengte maal met 'n breedte, dit gee my oppervlakte. So by reghoeke maak nie saak of ek werk met 'n reghoek of 'n vierkant nie, ek moet die een sy maal met die ander ene. So ek moet lengte maal met breedte. En as jy met 'n vierkant werk, noem hom ook sommer lengte maal met breedte, dit maak nie saak nie. Wanneer dit kom by 'n driehoek, daar moet ek onthou, ek moet met die helfte
van die basis maal met die loodregte hoogte. Ek moet werk met die hoogte wat reg met 'n 90 grade hoek staan op die basis. Nou dit is belangrik om te weet dat die loodregte hoogte staan op die basis, want soms gaan jou driehoek gedraai wees en dan werk jy met die verkeerde sye. So soek vir jou loodregte hoogte en wanneer hy plat lê en dan is die ander sy is jou basis. Wanneer jy 'n reghoekige driehoek kry, met ander woorde een van jou sye is 'n 90 grade. Een van jou hoeke is 'n 90 grade, soos hierdie ene. Dan kan jy net met die kort sye werk. Dan werk jy met jou een, maak nie saak watter een is jou loodregte hoogte en die ander een is jou basis. Moet asseblief nooit die skynsy gebruik nie. Wat jy hier tog net asseblief moet onthou, is onthou om jou antwoord te deel met 2 of iets te halveer. Jy moet jou basis halveer of jou antwoord halveer, want ek werk met die helfte van 'n, kyk as ek my reghoek vat en ek deel hom deur 2, dan kry ek 'n driehoek. So onthou om jou antwoord te deel met 2 of met helfte van jou basis te werk met jou loodregte hoogte as jy met 'n driehoek werk. 'n Sirkel vat jy by die sirkel hierheen is maklik. Ek vat paai en ek maal hom met die radius wat ek kwadreer. So onthou oppervlakte, ek soek 'n vierkante meter, so daarom is my radius gekwadreer. Ek moet radius maal met radius en dit maal met paai. En daar gebruik jy weer die paai wat vir jou gegee word. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Petrus koop 'n huis in Appington. Volgens die eiendomsagent is die oppervlakte van die huis 150 vierkante meter. Gebruik die afmetings van die plan om te bepaal of die agent se berekening korrek is. Goed, ons het 'n 15 meter en ons het 'n 800 cm. Ons kan weer eens nie met verskillende goed werk nie. Ons wil ons antwoord hê in vierkante meter, so ons moet sentimeter herlei. Ons trek weer ons herleidingshobbels. Julle gaan al so moeg wees vir my herleidingshobbels. Maar as dit werk, dan werk dit. Tussen 'n kilometer en 'n meter is daar 1000, tussen 'n meter en 'n sentimeter is daar 100 en tussen 'n sentimeter en 'n millimeter is daar 10. Ek moet gaan van 'n sentimeter na 'n meter, wat 'n klein eenheid na 'n groot eenheid, so ek moet deel met 100. Eerste ding is ek my 800 deel met 100 en dit gee vir my 8. So ek wil oppervlakte. Oppervlakte van 'n reghoek is lengte maal met breedte. Ek wil die lengte hê, lengte is die langer sy, is 15, maal met die breedte is 8. 15 maal 8 is, wat is dit? 15 maal 8, 120, is dit nie? 15 maal met 8 is 120 vierkante meter. So was hierdie eiendomsagent korrek? Nee, want sy afmetings is 150. So dan sê jy net, dit wil sê nee. Hy is verkeerd. Goed, so daar is hoe jou bewerkinge gedoen is. Die ingang van die Louvre Museum, dis 'n fancy museum daar in Frankryk. In Parys is 'n groot glaspiramide. Die piramide het 4 driehoekige panele, wat 21,6 meter hoog is, en die basis van elkene is 34 meter. Bereken die totale glasoppervlakte van die piramide. So daar so sien ons een piramide, daar is nog een, en daar is 4 van hulle. So hierdie afmeting is 34, en die loodregte hoogte het hulle gesê is 21,6. Ons moet oppervlakte van 'n driehoek bereken. Oppervlakte van 'n driehoek is die helfte, want ek werk met die helfte van 'n vierkant, helfte van die basis is 34, maal met die loodregte hoogte is 21,6. Tik dit in jou sakrekenaar in. Helfte, maal met 34, maal met 21,6. 367,2 vierkante meter vir elke glaspaneel. Maar nou sê hulle vir ons daar is 4 van hulle. So ons moet net daai antwoord maal met 4. So dit gee vir ons 1468,8 vierkante meter se glas wat op daai glasdriehoek is.
Daar is vir jou die bewerking net mooi uitgeskryf, want ek skryf so skeef. Die Stadsraad van Kimberley versier die middel van die verkeerssirkels deur gras te plant. So daai middelste stukkie moet gras kom. Bepaal die oppervlakte in vierkante meter van gras wat benodig is vir 5 sulke verkeerssirkels en onthou om paai te gebruik as 3,142. So die oppervlakte van 'n sirkel is paai maar met radius kwadraat. Goed, ons het nodig in vierkante meter. Die maklikste ding om te doen is herlei eers jou millimeter na vierkante meter toe. Of na meter toe. Goed, hobbels. Millimeter, centimeter, meter, kilometer. 1110. Van millimeter na centimeter gaan ons van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid en ons gaan deel. Ons gaan deel met 10. So ons moet daai ouetjie deel met 10, dan kry ons 350 centimeter. Van centimeter na meter moet ons deel met 100. Dit gee vir jou 3,5 meter. Dit is die deursnit in meter. Jy kon ook gesê het, net van millimeter na meter is daar 1000, jy kon net met 1000 ook gedeel het, dit sou ook reg gewees het. Nou moet ons eers vir radius gaan uitwerk, want radius is 2 keer die deursnit. So deursnit gedeel deur 2 gaan gee 3,5 gedeel deur 2 gee vir jou 3,5 gedeel deur 2 is 1,75. So dit is ons radius wat ons dan daar gaan gebruik. Ons gaan sê 3,142 maal met 1,75 en onthou om in jou sakrekenaar om te kwadreer. So jy gaan sê 3,142 maal met 1,75 en jy gebruik jou kwadraatknoppie daar so sit hy. En dit is 9,62237 vierkante meter. Maar ek het 5 sulke sirkels, dan moet ek dit maal met 5. En dit is 48,11185 vierkante meter gras wat hulle in totaal gaan nodig hê. Sjoe, dis baie deur mekaar. Daar is dit vir jou baie mooi oorgeskryf. Miskien kan jy beter sien. Neem sommer 'n foto. Goed, nou moet jy oppervlakte en omtrek gaan uitwerk van saamgestelde vorms, want jy is nou nie meer in graad 10 en 11 nie. Ons gaan vir jou snaakse vorms gee, 'n visdam met 'n ronde stuk en 'n reghoekige kant. Die maklikste ding om te doen is, eerstens kyk dat jou eenhede dieselfde is. En dan gaan kyk jy watse vorms het ek. Eerste ding, identifiseer my vorms. As ek kyk na hierdie figuur, is Johannes se groentetuin. Johannes wil 'n heining rondom hierdie groentetuin sit. Watse shape werk ek hiermee? Watse vorms het ek hier wat ek bymekaar gaan plak? Ek het 'n driehoek, daar is my driehoek, en ek het 'n halfsirkel. Ons moet onthou om paai te gebruik as 3,142. Goed, ek gaan nie my middellyn, ek gaan nie daai ding ook bysit nie, want hy vorm nie deel van my omtrek nie. As ek oppervlakte uitwerk, dan gaan ek oppervlakte van die 2 uitwerk, ek gaan nie dan daai middellyn ignoreer nie. En die tweede ding wat ek doen, herlei my eenhede na dieselfde eenheid. Ek kan nie centimeter en meter met mekaar maal nie, ek moet in dieselfde eenheid werk. Dan bereken ek die oppervlakte of die omtrek van die 2 eenhede en tel dit by mekaar. Of trek dit af as daar 'n gat is. En kom ek gaan gou met jou deur hierdie. So ek het 2 eenhede wat verskil hier. So ek het 'n sentimeter en ek het 'n meter. Herlei die sentimeter asseblief na meter. Ons het nou al gesê om van sentimeter na meter te kom, weet ons maar deel met 100. So dan werk ons met 3 meter vir die radius. So dis wat ons daar gedoen het. Nou kry ek die oppervlakte van die driehoek. Ek het net 2 sye wat ek moet bymekaar tel. Ek gaan nie die derde sy bymekaar tel nie. So ek gaan 4 meter en 2,5 meter bymekaar tel en dan kry ek 6,5 meter vir die omtrek van die driehoekige gedeelte. By die sirkel
gaan ek 2 keer maal met die radius. Ek het nie hier die deursnit nie, so dit gaan vir my makliker wees 2 keer maal met die radius. En dan moet ek onthou, ek het net 'n halwe sirkel, so ek moet hom asseblief deel deur 2. So ek het daai ouetjie vir jou bygesit om hom te onthou. So normaalweg is dit my 2 maal met my radius, maal met 3.142, gee vir my die oppervlakte van die hele sirkel, en dan gaan deel ek dit deur 2, deur te maal met 1/2, en dan kry ek 9,426. Nou tel ek daai 2 bymekaar, om die totale oppervlakte te kry. Eintlik super eenvoudig. Goed, kom ons kyk gou na hierdie enetjie. Ons het 'n kerkie hier beet. Dit sê die voorkant van 'n kerkie in die prentjie moet geverf word. Daai grys gedeelte moet geverf word. Bereken die totale oppervlakte wat geverf moet word in vierkante meter. Hierdie kerkie is simmetries en sy totale hoogte is 7,5 meter. So daai is 7,5 meter. Gebruik 3.142 as paai. Simmetries beteken my linkerkant en my regterkant is presies dieselfde. As dan my dubbelvou, gaan ek presies dieselfde lyk. So hierdie kerkie, sy linkerkant en sy regterkant is presies dieselfde. Dit beteken, daai gedeelte is ook 1,5 meter. Dit beteken, hierdie ene is ook 2500 mm. En daai gedeelte is ook 2 meter. Dit is wat simmetries beteken. Goed, so watter vorms het ek? Eerstens, herlei. Ons het meters en ons het millimeters. Ek gaan herlei. Kom ons teken hobbels. Dink ek het nou te veel geteken. Van kilometer na meter is daar 1000. Van meter na sentimeter is daar 100 en van sentimeter na millimeter is daar 10. Ek wil van millimeter al die pad gaan tot by meter, so ek gaan deel met 100 en man met 10, of ek gaan deel met 1000. Kom ons doen hom 'n bietjie vir 'n slag. So ek deel daai ouetjie met 1000, dan kry ek 2,5 meter. Ek skryf baie lelik. Goed, so ek het, watter vorms het ek? Ek het 'n driehoek, ek het reghoeke, en ek moet 'n sirkel, 'n halfsirkel gaan aftrek. Kan jy sien dat ek het hierso, het ek 'n groot reghoek. Sien jy dit? Daar is eintlik 'n groot reghoek. En dan moet ek 'n halfsirkel gaan aftrek. Goed, kom ons begin by die groot ene. Dit is die makliker ene. Ek kan sê, ek het die groot ene wat ek daar het, sy oppervlakte is 5 meter. Ek het daar so 5 meter. Dan het ek hier 1,5 meter. Ek het daar 1,5 meter. En hier in die middel het ek 2 keer 2 meter. So daar is 4 meter. So wat is dit altesaam? 1,5 en 1,5 gee vir my 3, plus 4 gee vir my 7 meter in daai stukkie. So ek kan die oppervlakte van daai gaan uitwerk. So ek kan sê, die groot reghoek is 7 by 5, en daar is net een van hom, so die oppervlakte is 5 maal 7 is 35. Nou het ek die oppervlakte van hierdie stukkie wat ek hier in die middel moet gaan aftrek. Daai stukkie in die middel, weet ons bestaan uit 'n reghoek en 'n halfsirkel. Die reghoek, weet ek nou, is 4 meter, en hy is hoog hierdie stukkie, tot daar waar hy reghoek, tot daai 2,5 stuk daar, is 2,5. So ek gaan uitwerk, 4 maal met 2,5, dit in my sakrekenaar in, 4 maal met 2,5, geef jou 10, maar ek moet dit minus. En ek moet daai halfsirkel moet ek gaan minus. Hoe kry ek 'n sirkel? Halfte, want ek het in die werk net met helfte van die sirkel,
Ek maal met 3,142 wat paai is, en ek maal met die radius se kwadraat. Daar's my radius. Maal met 3,142, maal met 2 kwadraat gee vir jou 6,284. Maar ek moet dit ook minus, want dit vorm deel van hierdie stuk wat hier in die middel is, wat ek moet wegvat. En al wat oorbly is die driehoek. Driehoek wil ek die helfte, want ek werk met helfte van 'n vierkant, van die basis. Basis is daai hele lyn so. Hoe lank is daai basis? Is 1,5 plus 1,5 plus 2 plus 2. Is daai 7 meter. Helfte van die 7 maal met die loodregte hoogte. Hoe gaan ek die loodregte hoogte kry? Die loodregte hoogte is daai afstand. Dis nie daai afstand nie. So dit gaan wees die hele 7,5 meter hoog minus die 5 meter. Maal met 7,5 minus 5 en ons sit dit sommer so in ons sakrekenaar in. Dan kry ons helfte van 7 maal met, onthou die hakies, 7,5 minus 5 om die loodregte hoogte te kry. En dit gee vir jou 'n oppervlakte van 8,75. So wat tel ek alles bymekaar? Ek het die 35 en die 8,75, dan moet ek aftrek 10 minus 6. So my totale oppervlakte gaan wees 35 plus 8,75 minus 10 minus 6,284. 35 plus 8,75 minus 10 minus 6,8, ja, 284 is 27,466 vierkante meters. Dis 'n geweldige som. Kom ons breek hom net gou weer op. Nog maak net gou weer daai ding skoon. Goed, waar het ons begin? Herlei al die eenhede na dieselfde. Ons het daai ouetjie herlei na meter. Dit ons bepaal wat die lengte is van daai ene. Daai ouetjie, omdat die kerkie simmetries is die twee lengtes hier saam plus 2 van die radiusse. Gee vir ons die lengte van daai groot blok. Ons het die reghoek se oppervlakte bepaal en toe hierdie middelste stuk se oppervlakte bepaal en afgetrek. Want hy maak 'n gat. En toe moes ons die driehoek se oppervlakte bepaal en bytel. Goed, kom ek wys vir jou oordentlike som hoe dit gewerk het. Goed. Ek het die groot oppervlakte plus die driehoek se oppervlakte minus die halfsirkel en minus die klein stukkie in die middel. En dan gee dit vir my die totaal. Ek hoop dit maak vir jou sin, dit was 'n geweldige som. Ek los dit net so op vir 'n oomblik, dat jy dit kan afneem as jy dit sou wou. Goed, nog 'n saamgestelde vorm. Hierdie kom uit 'n wiskundige werkkaart van 2022. Die heining rondom die visdam is ongeveer 1,5 meter van die dam af. Soos aangedui. So daar is hy 1,5, daar is hy 1,5, daar en daar is hy 1,5. Bepaal die omtrek van hierdie heining, hierdie ouetjie aan die buitekant. Goed, eerste ding wat ek nodig het om te weet is, as hy, hulle wil nie van die visdam weet nie, hulle wil van die heining aan die buitekant weet. So hulle wil weet van die reghoek. So ek gaan, om hierdie reghoek te bepaal, moet ek weet hoe lank is daai stuk, en ek moet weet hoe lank is daai stuk. Goed, kom ons begin. Ek sit met 'n 1,5 meter, 'n 1,5 meter en dan hierdie 9 meter hier, plus hoe lank ook al daai radius is.
Dis 'n probleem. Hoe gaan ons hom uitwerk? Goed. Ek kan, as ek die lang ene uitwerk, kom ons sê maar net, ons het 'n reghoek wat ons bepaal uit, die lengte wat daar is, van 1,5 plus 1,5, daar is 'n plus nie maar nie, 1,5, wat daai ene en daai ene is, plus daai lengte, wat 9 meter is, plus die radius. Hoe gaan ek die radius bepaal? As ek kyk na hierdie ouetjie, sien jy die helfte van die sirkel gaan van die een kant van die reghoek na die ander kant van die reghoek. Dit beteken, helfte van daai lyn is die radius. Waar kan ek hom kry? Ek kan hom daai kant kry. So ek gaan die radius daar gaan ek kan uitwerk, deur te sê, dis 5,5 gedeel deur 2, gaan vir my die radius gee. Dit gee vir my die lengte van daai lang stuk. As ek die kort stukkie wil hê, so dis die omtrek. Dit is die lengte en die breedte gaan wees die 1,5, 1,5 plus die 5,5. Hy is die makliker ene. 1,5 plus 1,5 plus 5,5. Maar nou het ek 2 van hierdie, want ek het 2 keer lengte, en ek het 2 keer breedte, want daar's 2 van hulle. Daar's 2 van daai, so ek moet elke keer my antwoord maak met 2. So, die lengte gaan wees 1,5 plus 1,5 plus 9 plus, ek kan dit sommer in hakies doen met my breekfunksie 5,5 gedeel deur 2. So daai is 14,75 en ek moet hom maal met 2. En hierdie enetjie, die breedte is 1,5 plus 1,5 plus 5,5 is 8,5 en ek moet dit maal met 2. Dis 17. So my totale omtrek is 29,2 plus 17 is 46,2. En dis nie 'n gewone meter nie. Dis nie 'n vierkante meter nie. Goed, bepaal die koste as die heining in rolle van 5 meter verkoop word teen 162,5 meter rand per rol. Goed, so ek moet gaan uitwerk hoeveel rolle het ek nodig. Ek het 46,2 meter nodig. Ek deel dit met 5 meter per rol. So hoeveel rolle het ek nodig? 46,2 gedeel deur 5. Geef my 9,24. Ek kan nie met 'n 0,24 rol werk nie. Ek moet oprond, anders gaan daar 'n gat in my heining wees. So ek gaan moet 10 rolle koop. As ek 10 rolle koop teen R162,50 elk, dan gaan dit vir my kos R1,625 vir die 10 rolle. Ek hoop dit maak vir jou sin. Goed, kom ek gee vir die oordentlike antwoord. Daar is die mooi netjiese antwoord, neem dit gerus af, dan kan jy dit mooi sien. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld uit die IAB vraestel 2 van 2022. Mohamed Salah is 'n professionele sokkerspeler van Egipte, wat as voorspeler vir die Premier League klub Liverpool speel en die kaptein van die Egiptiese nasionale span is. Hy word beskou as een van die beste spelers in die wêreld en is bekend vir sy afronding, dribbel en spoed. Die diagram toon 'n standaard sokkerveld met afmetings van die speelgebiede. As deel van sy oefening hardloop Salah die totale omtrek van die sokkerveld 5 keer. Die totale afstand van Salah tydens die oefening hardloop hy bepaal die totale afstand wat Salah tydens die oefening hardloop in kilometer. Goed. Kom ons bereken die omtrek eers in meter. So ek het
2 keer die lengte en 2 keer die breedte. So dis 120 maal met 2 plus 90 maal met 2. Dit sal vir my gee 120 maal met 2 plus 90 maal met 2. Dit gee vir my 420 meter wat hy hardloop 1 keer om die baan. Dan doen hy dit 5 keer. Dit gee vir my totale van 2100 meter. Ek moet dit nou in kilometer kry. Onthou, millimeter, centimeter, meter, kilometer. Ek wil van meter gaan na kilometer, so ek moet deel met 1000. So dis 2,1 kilometer wat hy hardloop voor elke oefening. Goed, bereken die lengte van die strafskopgebied gemerk A. Hoe gaan ek by A uitkom? A bestaan uit, as ek daai hele ding vat, en ek trek daai 2 oukies af, dan bly A oor. So A gaan wees 40,3 minus 5,5 minus 5,5 gee vir my A. Dis 29,3 meter wat A is. Bepaal watter persentasie van die sokkerveld se oppervlakte word deur die middelsirkel B opgeneem tot 2 desimale waardes. Daai stukkie. Watter persentasie word dit opgeneem? Om dit te kan weet, moet ek eers die oppervlakte van die groot sokkerveld bereken en dan gaan ek die oppervlakte van die sirkel as 'n persentasie uitwerk. Goed, die oppervlakte van 'n reghoek is lengte maal met breedte. Ek kan sê dit is 120 maal met 90 gee my die oppervlakte van die veld. Is 10.800 vierkante meter is die hele veld. Wat is die oppervlakte nou van die sirkel? Dit gaan wees, hulle gee vir my die radius daar, is 9,15 meter. So die oppervlakte van 'n sirkel is pi, wat ons met 3,142 gebruik, maal met die radius se kwadraat, maal met 9,15 se kwadraat. Goed, 3,142 maal met 9,15 se kwadraat. Dis 263,056095. So watter persentasie gaan die oukie nou wees van daai ene? Dit is so maklik, as ek gaan dit sommer die kant skryf, is die enetjie bo op die ander een, die klein enetjie bo op die groot een, 263,056095 op die groot ene, 10.800, maal met 100 om by persentasie uit te kom. So dis 2,4, ons noem dit maar 2,44%. En dit is so maklik soos dit. Ek het nou nie eers vir die oordentlike antwoorde gegee nie. Goed, ek gaan nou vir jou huiswerk gee. Neem asseblief die huiswerk antwoord, die vrae af, en heel aan die einde van my aanbieding is die antwoorde op. Neem asseblief gerus ook die antwoorde af, sodat jy kan kyk of jy reg gekom het. Goed. Hier is jou huiswerk. Uit die Gauteng voorbereidende eksamen vraestel 2020. Neem hom gou af. Daar's nog 'n vraag 2.2. Hierdie ene te doen met die hoeveelheid geld wat sy moet spandeer.
Dan is daar 'n vraag oor spieëls wat uit Indonesië uitkom. Hy het 3.3 en 3.4 by. En 3.5 en 6 neem dit ook gou af. Goed, hierdie vraag kom uit die huiswerk uit KwaZulu-Natal voorbereidende eksamen 2021 vraestel 2. Hierdie is ook 'n huiswerkvraag, nommer 4 vir jou. Neem hom gou af. Hier is vir jou die afmetings van die oliedrong wat jy nodig het vir vraag 2. Neem hom af. En vraag 4.3, neem hom ook af. Goed, in opsomming. Jy moet kan werk met omtrek en oppervlakte. Jy moet die verskil verstaan en kan verduidelik. Hierna, jy het geleer hoe die formules te gebruik en dit korrek toe te pas van vierkante, sirkels en driehoeke. Jy moet omtrek en oppervlakte kan gebruik om hoeveelhede te kan bepaal, om onthou van die bakstene en die goedersmeesters en die huiswerk is dan nog so 'n voorbeeld. Ek dink jy behoort nou goed te kan regkom. Ons volgende les handel oor buiteoppervlakte en volume. Ek sien uit daarna om jou dan te sien. Hou asseblief jou foon gereed om gou die antwoorde van die huiswerk af te neem. Dis 'n lekker dag verder.